Dit is Oujaarsdag, laat weet vir ons hoe jy beplan op ons sosiale media platforms, hoe jy beplan om jou nuwe jaar in te lei. Maar voordat ons die nuwe jaar inlei, gaan groet ons eers vir 2025 behoorlik. Natuurlik effens 'n winde van verandering wat gewaai het in die politieke front met die stigting van 'n nuwe politieke party, People Unite for Change. Hulle het saam met ons op Kletskompas kom gesels en vandag kyk ons weer na daardie onderhoud. En terwyl People Unite for Change gehoop het vir verandering, het die Vereniging vir Senior Burgers dieselfde gedoen en skouer aan die wiel gesit om verandering te bring. Ons het daar onder meer met Joe Oosthuizen gaan gesels, as ook senior burgers wat by Senior Park woon. President van People Unite for Change, dit is 'n splinternuwe politieke party wat net gister deur die verkiesingskommissie hier in Windhoek geregistreer is. Baie welkom. Baie welkom, dankie. Baie dankie. Kan jy jouself 'n bietjie voorstel aan ons ateljee gaste of aan ons gaste en verduidelik waaroor gaan hierdie politieke party? Ek is goeiemôre, goeiemiddag. God seën julle almal. Ek is Ernest Agakoep. Ek is die stigter-president van People Unite for Change. People Unite for Change in Afrikaans beteken mense kom ons verenig vir 'n verandering. Dit is wat dit betekent. En die doel van die politieke party is om die groewe wat uitgesluit word en wat nou nie amper 'n politieke huis het nie, om vir die groewe politieke huis te skep. As ek van die groewe praat, kan ons maar praat van NC, bijvoorbeeld die Opachwa mense van Opuwo. Is marginalized communities. En dan praat van Obahimbas, wat amper nie 'n politieke huis het nie, is gemarginalized. En dan praat ons van die Boesmans, Kalahari Boesmans, Hein Omsaan. En dan praat ons van die kleerling mense en die baster mense. Hulle het ook nie 'n sterk politieke huis waar hulle kan sê ons behoort, ons het 'n belonging, ons behoort hier nie. En dan praat ons van die blanke mense wat ons uitgesluit het. En dan moet ons nie vergeet dat daar marginalized mense is in die gemeenskap. Hierdie mense is oral. Hulle is agtergeloste mense. Hulle is Damaras. Hulle is Kabangos. Hulle is Kabriviane. Hulle het nie 'n belonging nie. En as ons net van die Hein Omsaan mense kan praat, dan die mense is as jy nou Kalahari toe gaan, dan is die mense Tswanas. En Taga area. Dan is hulle by Ebiguru as hulle in die area kom en Gobabes agter, dan is hulle Heroros. En as jy nou hierso by Kabango Riche, Kabango is dan is hulle Girigu Pugusu, maar is San mense. En as jy Sambisu toe gaan, dan is hulle weer Masubia, Mafo, hulle is in die tribes. Hulle is in Omusadi region, hulle is in Kabango region, hulle is in die Saudi in Aranos, Arwap. Hulle is in al die plekke, hulle is in Kunene region. As ons net van die een tribe praat, en hierdie mense is in die hulle, daar waar hulle groot geraak het, so het hulle ingegaan in die tribes wat daar so is, hulle het nou die tribes geword. Maar hulle kan ook nie in die tribes opgeleg word nie. So ons praat van ontwikkelingspolitiek. Ons praat nie ontwikkelingspolitiek, dit is nou wat ons na die tafel toe bring, om hierdie mense net nie politiek te gee nie, maar om vir die mense op te bring, dat hulle self politicians kan word en self vir hulle ontwikkeling op hulle se voete kan staan. Ek sien. So dis nou randgemeentes oral in die land. Is oral in die land. En in terme van hierdie ontwikkelingspolitiek wat u van praat, wat is die doelwitte? Wat is die hoofdoelwitte wat julle probeer bereik? Die hoofdoelwitte is God het aan Abraham grond gegee. Hy het gesê gaan uit jou vader se huis uit jou land uit jou familie uit, na die land waar ek jou sal wys. En die land was 'n beloofde land. So sonder 'n land, sonder grond, kan jy niks doen nie. Ongelukkig in Namibia, ons in Namibia se politiek gaan nie reg na die grond toe nie. En so kom ons nou vandag 95% kos. Eiers voer ons in. Ons voer melk in, basiese goede wat ons hier kan produseer. Kom ons train die mense, kom ons stuur hulle reg na die grond toe, dat dit die grond bewerk. Want die mens uit grond is jy.
En dan grond zal je terugkeren. Okay. So kom ons vat die mensen terug naar die grond. Kom ons schelen daar waar hulle is in de communities. Kom ons empower hulle daar zo. Dat hulle die grond kan bewerken. Ek sien. Van daaraf zal die ontwikkeling komen. Is daar ander doelwitte ook of is dit maar net grond? Die andere doelwitte wat ons het is, wat produceert Namibia? Het ons Iran? Ja. Het ons lithium? Ja. Het ons koper? Ja. Het ons goud? Ja. Kom ons draaien onze education system naar dit wat ons het. Aha. Dat die educators, als ze klaar opgeleid is, onze kinders, Ja. de gorkomingen wat ons het kan adres. Van ons voer dit wat ons produceert Ja. en rauw materiaal uit. Ja. Hoekom? Omdat ons die kennis het om dit hier te verwerken. Aha. Aha. So die education moet ons draaien naar dit wat ons het. En dit is wat die ontwikkelde landen doen. Zuid-Korea, hulle het niet wat ons het nie. Ja. Maar hulle se verstaan en hulle voer olie, petroleum in. En dan verwerken hulle in products. Ja. En dan voer hulle weer uit. Ja. Hulle het niks nie. Ons het die marine, ons het die oceaan, die see. Ja. Hoekom kan ons niet terug onze education opleiding gebaseerd op die see? Ja. Dat ons die sea biologists opleid. Zodat die mensen onze see kan bewerken. Ja. Ja. Daar kom bode in. Ja. Dan komt veel in onze vissen. Ja. Ons kan dit ook niet adres nie. Basis zo goede. Ja. Basis zo goede kan ons adres om die land op de voeten te brengen. Ek sien. Ek verstaan u het ook al 'n bietjie ervaring in die politiek voor nou hierdie party. U was op 'n tyd 'n onafhanklike kandidaat daar in Karabo. Ja. Een keer het ik daar gelegen in Karibib. En die was een droogte. Die dag had die mensen droogte helpvoed gekost gekregen. Mijn vrouw heeft van de CD afgekomen. Die mensen was bezig om die kost te krijgen. En toen slaap ons. Andere ochtend waar ons opstaan, het die arme mensen. Daar is een tribe wat genoemd, die familie wat genoemd wordt Khayab. Khayab was een chief van die Dambara mensen geweest, wat ze kon hoofd afgestuurd is en Duitsland toegestuurd is. Die mensen zijn familie het gekomen en kom geklopt. Ons zoek voor pastoor. Toen zei mijn vrouw, hoe zoek jullie voor mijn man? Toen zei hij, nee, ons zoek voor hem, van ons is honger, dat hij voor ons kan helpen. Toen zei mijn vrouw, nee, maar jullie moeten gisteren droogte helpkost gekregen. Ja, vrouw, ons heeft die ID's niet. Ons heeft die geboortecertificaat niet. So Namibia se die 25 jaar na onafhankelijkheid kan ons ook niet in die rural areas zorgen dat al onze mensen ID's moeten krijgen. Al onze mensen voterskaart moeten krijgen. Want die naaste statie is ons ook van Otipingue af. So je moet Karibib toe 65 kilo's rijden en daar die 100 kilo's toe. 100 aan Karibib toe en daar 50 gaan Oesagos toe. En dan moeten we weer terugkomen. Dat is minstens. Daarom zeiden we maar daar. So die ochtend. Ik heb gelezen, toen ik gezegd vandaag ga ik in die politiek, vandaag zal ik independent kandidaat worden. En hij deed me aangewaagd. En toen heb ik papieren gemaakt en verrelig gegeven. En gezegd, zal jullie mijn vote assistent? 600 het getekend. En dat is hoe ik in die politiek ingegaan heb. Ek sien. Maar u weet, ons meeste gewone Namibiërs, ons is al so moeg vir politiek. Dit blyk ons stem maar niks verbeter nie. Is daar hoop in die politiek? Hoekom ons moeg raak? Is die mensen waar die politiek moet oorvat. Raak moeg. En die gelegenheidszoekers springen voor. Je hebt gezien gisteren wat in die parlement aangegaan is. Dat is die ethical political leadership. Die oorsprong van die politiek was godsdienst gebaseerd. Die scholen was in die handen van die kerk. Die hospitalen was in die handen van die kerk. Die beste hospitaal was misschien een van die beste hospitals in Windhoek, is katholieke hospitaal. Ja. Maar bij Luther was het gebeurd. Augustinium, St. Augustinium. Die was al die was kerkorganisaties geweest. Ja. Maar die kerk heeft teruggetrokken. Zo ethical layers is niet meer daar. Nie. Ons moet praten van moraliteit in Namibia. Ons heeft die morale values verloren. En die pochochos, en die robbers, en die dieven springen nu in. God had Joseph Egypte doorgestuurd. Hij is prime minister gaan geworden. Daniel was in Babylon. David is gezalfd om die volk te leiden. Die mensen, Godvreesenheid is weg. Ik heb een dag met iemand gepraat, met de ouderling. Toen zei hij, hoe komen jullie discipline weggevat? Toen jullie alles gevat hebben, konden voor ons 10 mensen discipline gelost. Toen vraag ik, wat bedoel je van die discipline? Toen zei hij, hele discipline van ons, ik heb het al weggevat, hele die godsdienst uitgevat. Zo, vandaag,
Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie doodmaak nie. Jy moet met jou uit die spit van jou aangestel jou brood verdien. Jy dink is nie daarso nie. Die civic society en die kerk moet opstaan. Soos hulle voor die onafhankelijkheid opgestaan gehad het. En ons moet die land terugvat. As ons nie die land terugvat nie, dan sal ons sê politiek beteken niks nie. Ek het ook gister toe na die registrasie van die party het ek 'n nuusbreker op ons sosiale media gesit. En baie van die kommentaar wat dit gelok het, is mense wat gesê het ons het nie nog oppositiepartye nodig. Die oppositie moet eintlik verenig en saam staan om verskil te kan maak, om mee te kan ding met die regerende party. Wat sou u antwoord wees aan daai neiging? Oppositie, ek het nie probleem daarmee nie. Aha. Maar wie is die leier? Die leierskap is van die hart. Die leierskap is nie, jy moet 'n hart hê vir die mense. Politiek is nie om rijk te wil word nie. Politiek is nie om geld te maak nie. Politiek moet mense gebaseer, mense gecentraliseer wees. Ja. So, as jou hart nie reg is nie, sal jy nooit nie by mekaar kom. As ons praat van verenig, soos ons mense kom ons verenig vir verandering. Ja. Eers moet ek met God verander, my hart moet verander, selfsugtigheid, gierigheid, eersugtigheid, eietsinnigheid. Het die leiers nie dit nie. Leiers moet eers na hulle se hart kry. Sal ek myself kan plaas onder die leierskap van die leier. En die ander leier, wat is so leier is, kan hy die mense akkommodeer. So, is van binnekant af. As jy ook nie met jouself verenig is in die eerste plek nie, hoe kan jy wel verenig met die anders? So ons het nie basis, onze plan is ook om Namibia te verenig. En dis hoekom ons doen, mense kom ons verenig, people unite for change. Ja. Dit was one Namibia, one nation geweest. Ja. Ons het al iets gesê voor onafhankelijkheid. One Namibia, one nation. One Namibia, one nation. Ons allemaal het gewou. Hoeveel mensen het die eerste political party gekregen wat na onafhankelijkheid. Hulle het met meer dan 2 derde meerderheid. One nation, one Namibia. Maar nadat hulle daarin gekomen het, wat het gebeur? Ons het gedenk, ons het gevrees communisme. Hulle is anti-communisme nie. Is erger as 'n kapitalist. Is 'n gierig. So, die hart moet verander. So, dit is dan wat ons wil doen. Kan ons nie one Namibia, one nation. Ons het die nasie van Namibia kom geskei. Tamara is hierdie kant, Haim is nou hierdie kant, Herodos is nou hierdie kant, Twana is hierdie kant. Namens tribal-based politiek het nog opgestaan. Elkeen wil sy eie ding doen. Omdat die leiers nie die nasie kon verenig nie. Ons is nog apartheid, erger as apartheid. Daar was Herero Logasi, daar was Tamara Logasi. Daar gebeurt nou Herero Party, Tamara Party, Nama Party. Waar komt dit bij die leier? God kiest die leier uit. Hij zei, there are prophet, there Moses, there are prophet, heeft die mensen uitgeleid. En die profeet heeft die bij elkaar gehouden. Ons moet die leier eerst zoeken. Als we die leier krijgen, dan kan ons maar vergeten. Oké, ons is amper, onze tijd is amper verstreken, maar ik verstaan jullie het plannen om later vanjaar mee te ding in die streeksraad en die plaatselijke overheid verkiesings. Ja, elke dag voor die vraag gevraagd. Hulle het gister geroepen en gezegd, kan je voor Caribbean kon staan? En je gezegd, wie zal in Swakop staan? Toen zei ik, die party besluit is dat mensen zijn party. Die mensen in Swakop, die mensen in Caribbean, moeten bij elkaar komen. En hulle moet een gemeenschap leier opstellen. Ons heeft die platform gebruikt. Zo gebruik die platform om jullie zijn je leiers te kiezen. Jullie kennen wie is die leier tussen jullie. Dat is die hoofddoel van die party. Oké. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het en 'n bietjie lig gesken het op die nuwe party PUC. En daar het julle dit. Baie dankie, dis ons onderhoud vir vandag, maar bly by ons op KIT. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061-292-8000. Santam. This is freedom.
Senior Burgers het oor die afgelope naweek by die Senior Park Aftreeoord in Windhoek 'n goeie, lekker ou boerebazaar gehou. Hulle doen dit elke jaar, maar hierdie jaar is dit vir die eerste keer onder die tema Go Turquoise for the Elderly gehou. Hierdie natuurlike beweging in Suid-Afrika om bewusmaking te skep vir die kwessies wat bejaardes raak. Joe Oosthuizen van die Vereniging vir Senior Burgers vertel meer oor die vereniging en oor die bazaar. Goeiedag, my naam is Joe Oosthuizen. Ek is van die Vereniging vir Senior Burgers. Ons is vandag hier by die ons jaarlikse fondsinsameling. Ons hou bazaar vandag. Ons het 'n bietjie pannekoek en ons het 'n klomp van ons inwoners van Senior Park Ouerhuis wat stalletjies het. Hulle doen beskuit en pannekoek en handgemaakte goeders. Ja, en dan kuier ons net lekker hier onder die bome. So, vertel vir my 'n bietjie van die Go Turquoise for the Elderly. Hierdie is die eerste keer wat die bazaar nou onder hierdie tema plaasvind. Hoe het dit betrokke geraak? Die Go Turquoise projek is 'n projek eintlik van die Nederduits Hervormde Kerk wat ons nou oorgebring het hierdie kant toe. Ons kom van Suid-Afrika af. Ons het dit nou al 1 jaar gedoen. Dit is die 2de jaar. So ons senior burgers het ons breiklap van die vereniging het hierdie blommetjies gemaak wat ons dan nou teen $20 elk verkoop. So ons het so 500 blommetjies wat ons gemaak het. Rian, ons is naby aan ons mikpunt. Ons nog so 'n paar uitstaande. So maar dit hou hulle besig en dan kry ons se fondse in wat ons dan nou weer aanwend vir die doelwitte van die vereniging. So gepraat van die doelwitte vir die vereniging, vertel vir my 'n bietjie meer van die Vereniging vir Senior Burgers. So die Vereniging vir Senior Burgers het ontstaan so 36 jaar terug hier uit Senior Park uit. Hulle fokus op ou mense, senior burgers veral. Ons op hierdie lede wat ons wat die vereniging aansluit. Daar is so 160 lede nou. Meestal inwoners van Senior Park, dan het ons so 10 van Eastern Court in Klein Windhoek en dan is so 'n paar buitelede wat aangesluit het. So hulle betaal R10 elke maand, wat 'n klein bedragie is. Meeste van ons lede, eintlik al ons lede omtrent is afhanklik net van staatspensioen af. So die vereniging is dan nou om te kyk na ander goedjies soos ons reël vir hulle verjaarsdagpartytjies, waar ons kan help met mediese onkoste doen ons vat hulle uit vir uitstappies, kospakkies, sulke goeders en dan nou vandag se fondse wat ons insamel, gaan ook alles daarvoor. En die Go Turquoise for the Elderly projek wat dan nou in 'n manier fokus op die mishandeling van bejaardes, maar daar's ook baie ander kwessies wat bejaardes in die gesig staar. Wat dink jy is daai kwessies? Die grootste probleem wat ons ondervind is dat ou mense alleen is. Kinders gooi hulle maar weg. Nie eens weggooi nie, maar almal is besig, jy weet, so die ou mense word afgeskeep, so hulle is baie alleen. Vandag se ekonomie is 'n groot probleem. Soos by ons lede is veral, hulle is net afhanklik van daai R1400, R1600 'n maand van die staat af. So hulle sukkel, maar dit gaan beroerd. Ja, so dit is jou grootste probleme waarmee ons sukkel uiteindelik. Ja. En wat dink jy kan Jan Alleman doen om bejaardes te help in die samelewing? Betrokke raak by, ek gaan ons nou sê betrokke raak by 'n vereniging soos ons, maar ek dink om uit te reik na mense toe, al is dit net om te gaan sit en te gaan luister, gaan vir 'n halfuur, gaan vir 'n uur, gaan sit by iemand en gaan luister net. Jy hoef niks te sê nie, ek dink dis 'n groot behoefte by hulle. Hulle wil net bietjie praat en bietjie hoor en voel ook hulle word gehoor. Fantasties. En dan Senior Park het ook probleme met infrastruktuur nou hulle geruime tyd lank. Wat dink jy is die probleem daar? Ons is 'n onafhanklike vereniging, so wat ek hiermee praat is niks met die vereniging te doen nie, maar dit is 'n ek praat glad nie staatsinstellings, maar die finansies is druk maar oral. So onderhoud, ons van ons vereniging af het ons byvoorbeeld nou die dag geysers ingesit. We Care Trust wat ons ook mee saamwerk, hulle het ook geysers ingesit wat hulle nou die dag gekry het. Ag en dan ligte verwerkies hier en goeders wat soos krane wat breek en goeders is 'n behoefte hierso. Daar was om van te kies en te keer by daardie bazaar Saterdag gewees, van pannekoek tot gemmerbier tot vellies vir babas. Dan Johanna Jaspersen het daar gemmerbier verkoop en ons het met haar gaan gesels. Ek is Johanna Jaspersen. Ek bly by Senior Park. En elke jaar met 'n bazaartjie, dan maak ek so 'n paar gemmerbiertjies en roosterbroodjies, soos jy kan sien hier so ook. En dan deurstoppers, soos almal kan sien vir die deure ook, wat die wind en die stof en die reën en alles uithou.
nee, en dan verkoop ek dit. Dit is sommer met afvalgoedjies wat ek die maak en so aan. En dan die gemmerbier se resepie, is eintlik baie maklik. Ek koop sommer die klaargemaakte gemmerbier pakkie in die winkel en dan gooi ek dit net in die water in. Dit gis ek dit net so vir 'n dag en 'n half omtrent en dan gooi ek dit die ander dag af, maar dit lekker skop en ek verkoop dit vir $30. Daar was ook by die bazaar hekelwerkies te koop. Tannie Marilyn van Sail verduidelik dat hierdie hoofsaaklik geskep is as deel van 'n hekelgroepie wat by Senior Park is. Sy vertel meer. You can introduce yourself. Good morning, my name is Marilyn van Sail and we run a club called Dingetjies at the Senior Park Old Age Home. And Dingetjies is important because it says with dingetjies, dis die klein dingetjies wat ons weer en weer doen, wat 'n groot verskil maak. En dis waar, nee. We do little things, we get donations and we make things like beanies, scarves, fingerless gloves, slippers. We have donated blankets to the Katatura Old Age Home and the rest to Side by Side Early Intervention Centre. And we also make things for ourselves because in the Bible it says you must love your neighbour as you love yourself. So we also love ourselves and we make things every now and then for ourselves. It's not only crocheting and knitting, we've done toliki braai, we do laslapi work, painting, and all kinds of things. So you're very welcome to join. It's on a Tuesday at 10 o'clock here at the Old Age Centre. And tell me a little bit about how this group came to be. My friend Rina Majid and I decided that old people very often have talents, but they sit at home and do nothing. We were rather worried about that because, you know, to do nothing makes you very old and you might not make it for many years. So we decided to get together and to use our talents and gifts that God has given us so that we can share with others and ourselves. And it's a lovely group because we get to know one another. We've made friends and everything, so it's lovely. And you also sell what you make. If somebody wants to buy from you. If they want to, we'd have to charge for the cost of the wool and then the work. Yes, we do. So it's okay. And they can come find you here at Senior Park. You can find me here at Senior Park, and then on a Tuesday at 10 o'clock we have our meeting. So you're very welcome. And thank you.